Here, week 3. U is met ons op reis. Elke week ervaar ons in ons gees dat U met ons werk op 'n ander manier. Ons niet laat dink, Here. En vandag gesels ons oor 'n kerklike taboe. Ons moet gesels oor geld en besittings. Here, daarom kan ons maar net vra vanoggend, kom raak ons aan. Gee vir ons 'n ontvanklike hart, 'n geestesoor wat hoor, as Jaco, deur hierdie boek, Here, maar ook deur die woord, rondom hierdie tema met ons in gesprek tree. Mag U Gees, Here, met ons gees vandag volkome gemeenskap kan hê. Mag U ook vandag met ons op reis wees in hierdie 40 dae na 'n nuwe manier van dink. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Ek het hierdie klikkertjie in my kantoor vergeet. En toe gaan haal ek hom gou. Maar wat ek nie geweet het nie, hierdie deur se jail is af. Toe sluit ek myself uit. Ek is baie dankbaar my vrou het my kom soek. Anders het ons nou nog stil gebed gehad. Jaco sê, ek en jy is nie veronderstel, ekskuus, voor ek verder gaan, as jy nog 'n horlosie aan het, haal hom af. Want ek het geen idee hoeveel tyd ons vanoggend nodig het nie, en ek wil nie die tyd met ons bind nie. Ek en jy is nie veronderstel om 'n dam te wees, wat opvang, wat bymekaar maak, vir onsself, vir ons groepie nie. Ek en jy moet 'n rivier wees, waar deur die goedheid en die genade wat na ons kant toe kom, na die wêreld toe kan vloei. En die oomblik toe ek sy aanhaling lees, het ek onmiddellik besef, maar dis seker wat die Here vir Abraham gesê het, Genesis 12, toe hy hom roep en sê, ek stuur jou na 'n vreemde land. En ons weet, Abraham was een van die mees welgestelde mans van sy tyd, toe die Here vir hom hierdie opdrag gee. En as jy op trek gaan, is daar baie min van jou welvaart wat jy kan saamvat. En toe die Here hom 'n belofte gegee, daar waar jy sal kom in die vreemde, gaan ek jou weer 'n man van aansien maak, in hulle konteks 'n ryk man. Maar toe sê die Here die volgende by, ek sal jou seën, sodat jy tot seën sal wees. Ek sal jou seën nie om 'n dam te wees nie. Ek wil hê jy moet 'n rivier wees van my seën wat ek in jou uitstort, wat moet oorspoel oor die mense daar. So sy tema vanoggend in hierdie 3de hoofstuk is reislig. Ons as preekgroep het dit vertaal in die woorde, take what you need, leave what you can. Nou jy kan vra, waar kom dit vandaan? Ons gaan bietjie later gesels oor die hele beginsel van Little Free Pantry. Dis 'n konsep wat in Amerika gebore is, by 'n individu, wat voor hulle huis 'n houtboks opgesit het, en begin het om net nie bederfbare voedsel daarin te sit. En die uitnodiging was, as jy verbystap, as jy dit nodig het, vat dit. En wat jy kan kom insit, kom sit dit in. Die hele beginsel van, dis beter om te gee as te ontvang. So terug by vanoggend. Ek dink daar's 'n paar goed wat ons vir mekaar moet sê. Ek gaan waarskynlik hier van vooraf die gesigte kan sien. En ja, daar gaan waarskynlik gesigte wees wat sê, regtig? Hoor jou,
Daar gaan ook uitdrukkings wees van dit wil ek gewoon net nie hoor nie. Wat is die konteks van die hoofstuk? Jaco sê daar's 5 gewoontes in die vroeë kerk wat hulle aangeleer het en wat hulle in staat gestel het om beter lig in die wêreld te wees. Om beter te kan doen, want ons het vir mekaar gesê, as ek lig is, die enigste manier hoe my lig kan skyn is wanneer ek dit doen, deur my dade. Ons het ook vir mekaar gesê, en ek wil hê ons moet vanoggend ook derentyd besef, as ons Jaco se boek lees, hy is sy eie mens, hy het sy eie situasie. Hy het 'n bepaalde wilsbesluit geneem om te sê, dis hoe ek gaan leef. Gaan deel word van 'n eko-huishouding. Gaan my kar verkoop. Ek gaan basies niks besit nie. Dit was sy wilsbesluit en dis hoe hy sy roeping uitleef. En dis nie wat hy van my en jou verwag nie. Ek en jy het ons eie eko-huis. Of dit my gesin is, of my werk, of my vriendekring. En dis waar die Here my ontmoet, waar ek is. En waar hy deur sy Gees my gaan lei, hoe ek in my omstandighede my lewe moet inrig. So ja, kom ons hou in gedagte, ons is besig met 'n 40 dae reis, en die Here neem ons van A na B. Hy wil ons denke vernuwe. Romeine 12:2. Ons moet sy Gees toelaat om nuwe gewoontes, nuwe maniere van doen, nuwe maniere van dink deel te maak van ons geloofsreis. So ja, vandag is die hoofstuk wat waarskynlik die meeste reaksie gaan ontlont. En dit gaan my en dit gaan jou dalk ontstel. En as jy daai ervaring van ontsteltenis het, vra jouself net af, hoekom? Hoekom ontstel dit my, wat ek nou hoor, wat ek dalk hier voor op die skerm sien? As ons wil praat oor leef, reis, ligter. Hoe leef ons? Ek dink die meeste van ons, in alle fasette van ons lewe, leef en reis swaar. Na elke staptog sal die meeste van die stappers sê, ek het weer eens te veel goed in my sak gehad. En dit het gemaak dat ek dele van hierdie staptog net nie kon geniet nie. Roei, ek self 'n hele paar keer op die Oranje rivier, 5 tot 7 dae. Jy het 'n drom, genadiglik. Buite in hierdie drom kan jy niks pak nie. So al het jy die behoefte om wat in te sit, as die drom vol is hy vol. Maar as ouens wat langs die drom begin stek het. En dis wanneer die moeilikheid kom. Ons eie huise. Die eerste woordjie wat 'n kind basies leer is myne. Vandat 'n klein ding kan begin loop, vandat 'n klein ding kan begin kommunikeer, is dit een van die hoofwoorde wat daardie klein ding gebruik. Myne. Dit lei tot gevegte, dit lei tot trane, dit lei tot, want my neefie, my niggie moet net nie waag om iets wat myne is te vat nie. So dis ons natuur, dis soos die wêreld ons leer, maak by mekaar. Ook geestelik reis ons dikwels swaar, en daarby het ons 'n vorige keer stil gestaan. Die moeilike gedeelte is om daai slegte gewoontes af te leer. Die voorneme om 'n slegte gewoonte af te leer, is nie voldoende nie. Maar die aanhou en vasbyt, vra tyd, vra energie. So ja, as ons moet saamvat, hoe leef ons? Ons is geneig om swaar te leef. As ek dink aan ons eie huis, ek en Mariaan gesels die week nou, en ons sê vir mekaar, ons is nou 35 jaar in hierdie huis. Daar's nie 'n hoekie in enige kas waar daar nie iets is nie. En ons sê vir mekaar, sê nou maar net die Here kom haal ons albei môre. Wat gaan ons kinders doen
as hulle in die huis instap. Gaan verskriklik wees. Hulle gaan agterkom hoe swaar het ons gereis. Hoe baie het ons by mekaar gemaak. So ons weet nog nie hoe nie. Maar een van die dinge wat ons na hierdie reeks drasties aan gaan begin werk is om die las vir die kinders na ons 35 jaar opgegaar het te verminder. So ja, kom ons begin by onsself as ons gesels oor dinge soos hierdie. Jaco sê, in die tyd waarin ons leef is die voorwaarde vir 'n gelukkige lewe meer as ooit. Ons het meer goed nodig as ooit tevore in die geskiedenis van die mensdom. En die magtige reklamewese buit hierdie uit. Maak nie saak waar jy ry nie, maak nie saak waar jy kyk nie, maak nie saak wat jy oopmaak nie, maak nie saak wat jy op jou foon doen nie. Selfs dit waaroor jy praat is binne minute op jou skerm die moontlikheid om te kan koop. En dan nog die week se specials ook. Die wêreld leer ons, as jy regtig gelukkig wil wees, het jy goed nodig. Hierdie nodig, daardie nodig. Daar's nie een reklame advertensie wat sê, weet jy wat, as jy waarlik gelukkig wil wees, die geheim is dit lê in jou. In jou verhouding met die Here, waar jou identiteit is, wie jy is. Nee, wat het jy van buite nodig? Hy sê in die proses het ons die waarde van ligreis vergeet. Ons het vergeet hoe min ons eintlik nodig het. En dis die een voordeel van kamp. En as jy 'n tree verder vat, as jy roei op die Oranje rivier. Jy besef hoe min het jy regtig nodig. Om 7 dae met 'n drom van 20 liter se inhoud te oorleef, waar al jou klere, jou slaapsak, jou tent, jou alles is. Dan besef jy, ek het eintlik niks nodig om te oorleef nie. Materiële dinge word nie net besit nie, dit is die manier om van ons besit te neem. En dis waar ons vanoggend by gaan uitkom. Dit gaan nie oor die feit dat ek besit of wat ek besit nie. Dit gaan oor my gesindheid wat ek het as ek kyk na wat ek besit en wat ek het. Want dit lê in die gesindheid. As ek wat ek het om te gebruik, om te ander te sien, om die wêreld 'n beter plek te maak, is dit een ding. Maar as ek het wat ek besit, my eie maak, en krampagtig aan vashou, dis wat hy hier sê, dan word dit ek in besit daarvan geneem. Dit trek ons aandag af en maak dat ons vergeet wie ons is. Ons het die kuns van die vroeë kerk om lig te reis het ons verleer. Die kuns om baie met min te doen. Hoe baie keer is dit nie die verskoning? Dat ons sê, weet jy, as ek net nog meer gehad het, kon ek begin doen. Ek moet net eers nog 'n bietjie die skure volmaak, voordat ek kan begin doen. Die kuns om baie met min te doen. Dan sê Jaco, dit is so, as hy praat daaroor, aanvaar hy dat daar aanstoot geneem gaan word. Maar hy sê, kyk na wat die Here Jesus in die Nuwe Testament, spesifiek in die 4 evangelies gedoen het. En dan kom ons gou agter, dat die Here ook, deur hieroor te praat, en dit wat hy hieroor aan sy volgelinge wou deurgee, mense ontstel het. Mense kwaad gemaak het. Dit het hom in die moeilikheid gebring. Eerste ding is, Jesus het 'n groter probleem met die klassieke godsdienstiges as met die klassieke sondaars gehad. Wat was die gesindheid van die klassieke godsdienstiges, die fariseërs? As ek bid, staan ek op 'n straathoek en ek skree en almal sien my en almal hoor my. Maar ek gaan 'n treukie verder. Ek sê dankie Here dat ek nie soos die tollenaars is en die en die daai.
hoogmoed. En dis die rede waarom die Here gesê het, met julle het ek 'n probleem. Die ou wat weet wie hy is, en sê, Here, ek is hier, ek het genade nodig, die tollenaar wat tot bekering kom, Rahab, wat nie eers geglo het nie, maar op grond van wat sy gedoen het, die Here gevind het, die moordenaar aan die kruis. Dit het die godsdienstiges kwaad gemaak, soos die oudste broer van die verlore seun. Moenie aan die ellendige enigstens aandag gee nie. Die aandag moet op ons kom, die gelowiges. Jesus het konsekwent in die evangeliese groter probleem met rykdom as met armoede gehad. Hy sê, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as 'n ryk man om in die hemel te kom. Probeer die Here sê, geen ryk man gaan in die hemel kom nie? Nee. Wanneer my rykdom my alles word, wanneer ek allereers my koninkryk dien, dis wanneer dit vir jou moeilik raak. Maar daar's die wat die Here se pad gekruis het, wat gesê het, ek gaan nou huis toe en verkoop alles. Weerens die vraag, die appel is nie verkoop alles môre nie. Maar my gesindheid, my hart, waarmee ek kyk na besittings, na rykdom, na geld. Die Here ken die hart, en hy het hierdie nie om dowe neete gesê nie. Hy het geweet, die ou wat voor hom staan, ek kan nie afskeid neem van my besittings nie, dis myne. En vir hom sê die Here, weet jy, vat 'n kameel, gaan makliker wees vir die kameel om deur hierdie naald se oog te kom. Jesus het saam met verkeerde mense uitgegaan. Onnodig om te sê, wat was die gesindheid van die fariseërs, die gesindheid wat ons sien in die oudste broer van die verlore seun, die gesindheid wat in daardie tyd, derentyd gegeld het. Daar's 'n uitverkore volk, die volk van God, en die res is heidene, en van hulle wil ons niks weet nie. So hang jy uit met die tollenaars, hang jy uit met die vrou van bloedvloeiing, hang jy uit, dis verkeerd, dis sonde. Want die vrou is onrein, jy kan nie meng met onreines nie. Jy kan nie meng met 'n tollenaar nie, jy kan nie in sy huis ingaan nie, jy kan nie saam met hom eet nie. Hy het nie by godsdienstige reëls gehou nie. Die 600 en wat reëls wat hulle nagejaag het die Here gesê, kom ek vervang dit met 'n eenvoudige stel reëls. Wees lief vir God, bo alles, en jou naaste soos jouself. En as jy dit nie kan doen nie, dan het jy nie die Here lief nie. En as jy dit op 'n Sondag moet doen, dan doen jy dit. Want daar moet nie beperkings meer wees op wanneer en vir wie jy liefde betoon nie. Jesus se siening oor geld en materiële besittings het die fariseërs kwaad gemaak. Ons gaan later weer daarvan lees. Maar dit is so. Hy het hulle magsbasis aangeraak. Want wat het hulle bereik deur wat hulle besit het? Hulle het 'n magbasis, hulle het status opgebou. Hulle was untouchable. Hulle kon voorskryf. Hulle kon letterlik die gang van enigiets bepaal. En dis grootendeels soos maar in die dag wat ons is. 'n Persoon met ongelooflike geld kom mee saam ongelooflike mag en status. Sit dit in die hande van die persoon met die verkeerde hart, kan dit verwoesting saai. Is dit in die hande van iemand wat die Here met 'n passie liefhet, word dit die grootste bron van seën wat jy kan beleef. Dan versus rivier. Ons het 'n mooi gedeelte gesien in een van die stukkies hierdie week waar daar gesê is, dis een van die pastore by Doxadeia in Pretoria, Jean. Hy sê as ek hierdie gedeelte lees, wat sien ek? God laat in al sy goedheid deel, my. Nie eintlik oorlaai hy julle met sy genade, sodat julle altyd oorgenoeg van alles het. Julle het geen gebrek op geestelike of materiële gebied nie.
Daarom kan julle altyd goed doen en ander mense help. Ja, julle lewe kan regtig oorloop van vrygewigheid en goeie werke. Wat hierdie teksgedeelte doen is om nie net te fokus op die materiële sy nie, maar dat die Here vir my en jou in geheel seën en vir ons goed is. So dit gaan nie net oor die materiële nie, dit gaan ook oor die geestelike. Hierdie gedeelte hanteer dit as 'n kombinasie. Dis hoe die Here met my en jou werk. Dis nie twee losstaande entiteite nie. Dis deel van die Here se hand wat oopgaan en oor ons uitstort. En dan sê hy, julle kan dit gaan deel. Hoe? Julle kan oorloop van vrygewigheid en goeie werke. Passion Translation sê, yes, God is more than ready to overwhelm you with every form of grace, so that you will have more than enough of everything, every moment and in every way. He will make you overflow with abundance in every good thing you do. En dan hierdie gebed van Jean. Here, ek vra dat U nie my dam sal seën en volmaak nie. Here, ek vra dat U deur my soos 'n rivier sal seën en sal werk. Hoe het Jesus gereis? En hoe vra hy moet die wat hom volg reis? 'n Skrifgeleerde kom na hom toe en sê, meneer, ek sal U volg, waar U ook al gaan. Jesus sê vir hom, jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eers 'n rusplek vir sy kop nie. Hoekom gee die Here so 'n snaakse antwoord? Hier's 'n Fariseer, waarskynlik in die openbaar ten aanskou en aanhoor van almal, sê hy, Here, ek sal U volg. En dan sê die Here vir hom hierdie. Hoekom sê die Here dit? Omdat hy sy hart geken het. En hy begin en verwys na homself hoe hy leef. Wat wil hy sê? In hierdie wêreld is hy 'n vreemdeling. En as jy hom volg, moet jy ook 'n vreemdeling wees. Hy sê dat hy nie 'n tuiste het nie. En hy vra nie hiermee dat die skrifgeleerde sy huis moet gaan verkoop, dat hy nou ook huisloos is nie. Hy sê, alvorens ek nie jou huis, jou bestemming word nie, gaan dit vir jou moeilik wees om my te volg. Want waarheen is jy op pad as kind van die Here? Na my Vaderhuis. Dit word my fokus. Dis waarna ek uitsien. Dis die plek waar ek wil wees. My begeerte om dalk 'n plekkie by die see te hê na aftrede is nie die hoofsaak nie. En ek weet, hy is eintlik my tuiste en na hom is ek op pad. Jesus wil ook hê dat hy moet besef, as die Here die een is wie jy volg, word hy die versorger, word hy die goeie herder. En dan sal ek alles wat ek het en ontvang beskou as deel van sy versorgende hand. En hy het geweet in die hart van die Fariseer is dit nie op die oomblik waar nie. En daarom sê hy, die seun van die mens, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens nie 'n rusplek vir sy kop nie. Daarom is dit nodig dat ek en jy vanoggend vir onsself ook vra, is die Here waaragtig my alles, my sekuriteit, my huis, is dit by hom wat ek veilig is en veilig voel? Vertrou ek hom om te versorg ten spyte van die omstandighede, ten spyte van die ekonomie, ten spyte van die feit wat in die wêreld aangaan, wat in ons land aangaan? Want dan is jy sy kind, dan is jy sy volgeling. Die gedeelte wat die Fariseërs ontstel het. Die gedeelte vooraf handel oor 'n gesprek en oor die wanbestuur van dit wat aan jou toevertrou word. En dan sê die Here, jy kan nie God en mammon dien nie. Jy kan nie twee stelle reëls hê nie. Jy kan nie gesonde bestuur se reëls buig soos dit jou pas nie. Dis reg of dis verkeerd.
Maar as jou fokus, jou prioriteite, jou hart lê by die finansiële sy van jou lewe, en jy daar kromdraai soos jy wil, dan dien jy Mammon en nie die Here nie. Die Fariseërs was baie lief vir geld, en toe hulle al hierdie dinge hoor, het hulle hom beledigend uitgelag. Weereens, ons moet lees wat daar staan. Daar staan nie, en geen mens mag geld hê nie. Waaroor gaan dit hier? Hulle was lief vir geld bo alles. Selfs bo die Here. Selfs bo gesonde beginsels wat die Here neerlê. So onomwonde sê die Here, ek moet nie toelaat dat besittings, mag, sekuriteit, status wat daarmee saamgaan, my besit neem nie. Want dan word ek wie ek nie in hom is nie. Mammon is 'n sambreelterm vir materiële dinge. Dit sluit veral in ons tyd sekuriteit, status en mag in. En dit gaan oor 'n ongesonde verhouding. Om iets meer en belangriker te ag as die Here en sy koninkryk. Dis wanneer ek nie kan sê, ek soek allereers die koninkryk van God, en ek weet hy sal vir my gee wat ek nodig het, ook om 'n rivier te wees. Dis wanneer ek soek allereers my koninkryk, en wat my belange dien. 1 Timoteus en Handelinge 20 gee ook baie duidelike riglyne. Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hoogmoedig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. En dis nie 'n kwaai vers nie, maar dis 'n vers wat die realiteit stel. As ek in 'n bevoorregte posisie is om in wêreldse terme as ryk beskou te word, waarteen moet ek waak? 2 dinge. Dat ek nie hooghartig is nie, dat ek nie op grond daarvan myself beter ag as ander nie, en dat ek my vertroue hierin vestig nie. My vertroue moet allereers altyd in die Here wees. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaamheid. Die oomblik wat jy die rivier begin leef, die oomblik wat jy sê, ek het 'n dam maar uit sluise, en nou is al die sluise oop, wat gebeur? Vrygewigheid, mededeelsaamheid, omgee, word deel van my lewe. So vergader hulle vir hulle 'n skat as 'n belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe verkry. En dis die boodskap as dit gaan rondom hierdie en besittings. As jy besittings het, is in jou hande, moet jy altyd die bewussyn hê, ek moet besig wees om 'n skat te vestig waar mot en roes nie verniel nie. My skat is in die Here. My skat is in die hemel, die Vaderhuis. Dis waar my fokus altyd moet lê. Handelinge 20, deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys, dat ons hard moet werk, sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van Jesus, hy het self gesê, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Dit was 'n baie kosbare kenmerk, derentyd, van daardie vroeë kerk. Hulle wou gee. Hulle was nie ingestel op dit nie. Om voorsiening te maak vir die toekoms is verseker nie verkeerd nie. Dit is ook 'n verantwoordelikheid wat elkeen van ons het. Ook in die tyd waarin ons leef. So dit per se is nie verkeerd nie. Maar om die gesindheid te hê wat hulle gehad het, die voorbeeld wat ek vir julle gestel het, die voorbeeld wat die Here Jesus gestel het, wees goed, wees barmhartig, gee om. Onthou die woorde van Jesus,
Dit bring geluk. By mekaar maak van iets, maak my nie gelukkig nie. Maar om in ander se lewe iets te beteken, dit is 'n bron van geluk. Terug te keer miskien net hierby. Ek kan deel uit my eie ervaring, my en Mariaan se ervaring. Wanneer jy jou bekommer oor dit, steel dit jou vreugde. Dit was my keuse, ek het eers 'n geneeswese gedoen en oorbegin. So, ek was 28 jaar oud toe ek vir die eerste keer in 'n pensioenfonds gekom het. En vir baie jare het die agterstand wat ons nooit sal inhaal nie, veral my vreugde gesteel en my laat wakker lê. En ons reeks, Don't give the enemy a seat at your table, het my tot ander insigte gebring. My laat besef, ek moet op hom vertrou. As ek dink, ek kan vir myself voorsiening maak, is ek ver weg van die waarheid. So sedert daardie reeks het ek nog nie een nag weer wakker gelê nie. My situasie het nie verander nie. Maar ons het 'n kinderlike vertroue dat die Here sal voorsien. Al is ek volgens mense 10 jaar agter. Dit gaan oor die gesindheid van jou hart. En waar die Here is. En of hy jou tuiste is, en of hy jou voorsiener is, en jou versorger is. Want die oomblik wanneer dit gebeur, hanteer jy dinge hier anders. En hou dit op om jou vreugde te steel. Nou, hoe doen ons dit? As ons weet wat die Here Jesus se opinie was oor geld, as ons weet wat die Here met die fariseërs gedoen het, hoe maak ons dit hierdie hoofstuk in my en jou lewe grondvat? Hoe sal ons die Here se Gees kan kans gee om rondom dit my en jou denke te vernuwe en ons 'n ander gewoonte, 'n ander omgang hiermee te laat vestig? Jaco se raad is eenvoudig. Hy sê begin om die regte vrae te vra. En ek wil sê die eerste 2 vrae was vir my shocking. Want onthou ek moet hierdie vrae eers antwoord voor ek hier kan kom staan. Watter verskil kan ek maak met wat ek reeds het? Dink vir 'n oomblik na. Ek vra jou vanoggend. Ek het self hierdie pad gestap die week, is nie 'n lekker pad nie. Watter verskil maak jy met wat jy reeds het? Tweede vraag is, waarom moet die Here my seën met meer, as ek nie eers 'n seën is, met wat ek reeds het nie? Dan kom ek vra jou. Waarom moet die Here jou meer seën, as jy nie met wat jy reeds het, tot seën is nie? En dan maak hy 'n stelling, en dit laat 'n mens, as jy oor hierdie 2 vrae nadink, nog meer in jouself keer. Hy sê, onthou net, die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie. Die Woordeboek sê so, die wêreld sê so, maar volgens die Here se woord is die teenoorgestelde van haat selfsug. As ek my naaste nie lief het soos myself nie, wie het ek lief? Net myself. Teenoorgestelde van liefde, selfsug. Die regte vraag, as ek dan die vraag vra, watter verskil kan ek maak met wat ek reeds het? Moet ek verder gaan? Ek moet vir myself vra, maar wat het ek? Wat is die kommoditeit wat ek het, wat die Here kan gebruik? Is dit 'n spesifieke vaardigheid? Is dit 'n aanleg? Is dit geld? Is dit besittings? Is dit tyd? Hoe en waar moet ek 'n verskil maak? Want dis waar die Here my gebruik. Ek kan nie sê, maar Here, ek werk nou, ek ry 5:00 soggens en ek is saans 8:00 terug. Ek het regtig nie tyd om 'n verskil te maak nie.
Dis juist van 5 tot 8 wat ek by die werk is, wat die Here sê, man, dis waar jy die verskil moet maak, want dis waar jy die meeste van die tyd is. Hoe kan ek jou seën en tot seën wees, as jy nie 'n seën is nie? Weereens, ek moet prakties raak. Here, maar waar wil jy hê moet ek seën wees? Waar moet my rivier vloei? Wie moet ek seën? Hoe kan ek tot seën wees? Hoe kan ek onselfsugtig leef? En watter van my optrede, watter van my huidige doen en late is in wese selfsugtig en bloot selfgesentreerd? Dis vrae wat ek vir myself moet antwoord. In gesprek met die Here. Hoe kan ek ander lief hê en vir hulle omgee? En wie is die ander in my lewe? Om in die algemeen te praat, is 'n reis na nêrens. Ja, ek moet my naaste lief hê soos myself. Wie is my naaste? So waar's ek maandag tot Vrydag van 8 tot 5? Kom ek begin my naastes neerskryf. As ek vanaand in die huis slaap, wie slaap saam met my? Ek moet begin om my naaste se name neer te skryf. Elke oproep wat ek ontvang het hierdie week, begin die name neerskryf. En so sal die lys eskaleer en eskaleer. Op die oomblik is en vir my naaste lief wees soos myself 'n gebed met geen inhoud nie. Maar die oomblik as ek die naaste 'n naam begin gee, is daar inhoud. Wanneer is genoeg genoeg? Hoekom wil ek beter, groter, meer? Baie 'n keer is dit die dryfveer in 'n mens. Baie van die autobiografieë wat ek al gelees het, die grootste dryfveer was meer, beter, groter. En in baie van daai autobiografieë, 3 redes. Hoe ek groot geword het. Ek het 'n voorneme gehad, ek sal nooit daar kom nie. My kinders sal nooit hoef te beleef wat ek beleef het nie. So, die gemeenskap waarin ek groot geword het neergekyk op 'n bepaalde groepering en 'n bepaalde groepering was verhef tot status. En ek was deel hiervan. En ek sal julle wys, ek hoort hier. Ons moet daai vraag vra vir onsself. Wanneer is genoeg genoeg? Moet ek aanhou tot 80 om te oorleef, of want ek nog nie genoeg het nie? Wat sê my goed van my prioriteite? Waar lê my hart? Matteus 6, 21 en 33 sê, waar jou skat is, sal jou hart wees. Beywer jou allereers vir die koninkryk van God en die wil van God, en hy sal vir jou al die ander dinge gee. Wat is my prioriteite? Ons leer dikwels by die diere, die natuur en kinders. Een van ons kleindogters kuier op 'n naweek by ons. En Mariaan sê, sussie, wat gaan jy aantrek môre kerk toe? En sy kyk na die kleertjies wat daar is, en sy sê, maar, kan jy die aantrek? Sy sê, ouma, maak mos nie saak wat ek aan het nie. Ouma, ek het klere, en ek is so bly. Wow. Uit die mond van 'n suigeling. Ek het klere en ek is bly. En ek worry nie wat ek aantrek kerk toe nie, want ek het klere. Dis wanneer jou gesindheid teenoor wat jy het, reg en suiwer is. Waarom lei meer dikwels tot minder doen? Dit is ongelukkig in baie gevalle die waarheid. Dis nie 'n algemene reël nie. Maar daar's 'n reglynige verband baie keer
Wanneer iemand meer en meer en meer het, word minder en minder en minder gedoen. Of dit vir die werkers is, of dit vir behoeftige sake is, of wat ook al. Wanneer die dam voller word, gaan die sluise op en die rivier droog uit. Jaco sê, ons moet ligter reis as ons wil hê, ons boodskap moet swaarder weeg. En dis 'n groot ding om te sê. Hoe lyk my en jou boodskap? In die wêreld, in ons werksplek, in ons vriendekring. Die interessante is, die duurste kommoditeit in die wêreld is nie goud nie. Is nie platinum nie. Is tyd self. Persone met 'n baie skaars vaardigheid sal jy nêrens in 'n formele struktuur sien wat 'n diensnemer, 'n werknemer is nie. Hulle is konsultante en jy koop sy tyd, haar tyd, tot op die sekonde. Hulle werk nie 3 sekondes verniet nie. Tyd het die duurste kommoditeit geword wat daar is. Terwyl ek hier voorberei, sê ek vir myself, in die saal op die oomblik, is gesinne met klein kindertjies. Hier is hoofsaaklik gepensioneerdes. Wat sal daai ouers vir jou sê? Ons het nie tyd nie. Nie vir mekaar nie, nie vir ons kinders nie, vir niks nie. Ons veg en stryd, ons vestig ons loopbane. Ons het 'n huis gekoop, maar dis bloedsweet om hom af te betaal en. Hulle het nie tyd nie. Ons het tyd. Elke dag. Weet jy wat is hulle grootste behoefte? Dat iemand vir ons kan bid. Dat ek iemand het wat elke dag, elke oggend, hierdie dag, my kinders by die naam noem en hulle aan die Here opdra. Maar dit sal 'n uur vat en ons het dit nie. Ek kan dit nie vir my kinders doen nie. Maar in die kerk, in dieselfde liggaam van die Here, het ons 'n oorvloed van tyd. 'n Ander kommoditeit, wat ons nie altyd besef nie, maar dis een van die nodigste in die wêreld, waar die grootste behoefte aan lê, is omgee. Die Engelse woord compassion. Sien my raak. Staan net langs my. Droog net my traan af. Hou my net vir 3 minute vas. Dis die grootste behoefte. Hier sit ons vanoggend, ek sluit myself in. Daar's niks wat my en jou keer om hierdie arms te gebruik nie. Om te gee nie. Om te gee vra 'n bietjie tyd, maar 'n stukkie van myself. Dat ek bereid sal wees om nie by 'n vreemdeling verby te stap, wat ek duidelik kan sien dit nie meer goed gaan nie. En al wil hy of sy niks sê nie, al staan ek net so en hou net vas. Julle weet, ek kyk baie hierdie sosiale eksperimente. Daar was nou weer hierdie jong man, hy het 'n bordjie wat voor hom staan en sê, as dit met jou sleg gaan, ek sal jou 'n drukkie gee. Hy het 'n blinddoek op. So hy het nie idee wie by hom verbystap, wie dit doen of nie doen nie. Dis aangrypend om te sien hoeveel mense kom staan daar. Hou hom vas. Hy was soos 'n kind. Hy het geen idee wie hulle is nie. Hy gaan hulle nooit weer sien nie. Hy sal nooit weet wie dit was nie. Maar hy het 'n uitnodiging. As dit met jou swaar gaan vandag, ek sal vir jou 'n drukkie gee. En hy staan met sy arms so. En dan sien jy hoe kom hulle. Manlik, vroulik, groot, klein, wit, swart, Asiër, maak nie saak nie. Daar's 'n verskriklike behoefte aan oop arms in hierdie wêreld, aan omgee. Die grootste siekte van ons tyd is nie hartaanvalle nie.
Die grootste siekte geïdentifiseer is eensaamheid. Die grootste hoeveelheid medikasie wêreldwyd wat tans voorgeskryf word, se primêre oorsaak is eensaamheid. Hoeveel van ons ken nie iemand wat eensaam is nie? Hoeveel van ons weet nie van bure in ons straat wat nooit iemand sien waar dan nooit by iemand kom nie? Eensaamheid is die grootste siekte in hierdie wêreld. Ek en jy het nie net geld en materiële dinge nie. Ons het ook tyd, ons het ook onsself, ons het ook ons menswees wat ons vir die Here kan gee. So ons moenie dink vanoggend gaan net oor geld, hoeveel ek het, wat ek besit nie. Wat keer my om lig te reis? Ek dink die belangrikste is die wêreld se ingesteldheid en die propagandamasjien van die wêreld. Dis so kragtig. Ons het op 'n tyd daar 'n voorbeeld gedeel wat 'n ou letterlik 2 kunstenaars vat en net vir hulle flitse laat sien sonder dat hulle weet in 'n huisbak as hulle uitstap, as hulle in die kar ry, ouens wat verbydraf met 'n boodskap op die T-shirts, maar dat hulle daar gaan sit en presies teken wat hy wil hê hulle moet teken. Die maatskappy se naam presies die naam gee wat hy voor die tyd bepaal het. So ook die slogan. So word ek en jy beïnvloed. Ons ry op ontdekkers, die pale het die goed op. Jou brein registreer dit. Facebook, dit kom verby, al die advertensies, die dinge. Jou brein registreer dit. Die wêreld sê vir ons wat ek en jy nodig het. Die wêreld sê vir ons wat ons kort. Die wêreld maak dit ons swaar reis. Uiteraard vrese oor die toekoms. Ek het gedeel uit my eie lewe. Dis normaal. Maar iewers moet ons 'n punt neem om te sê, ek het dit nie in my 2 hande om te voorsien nie. Ek moet nie dom goed doen nie. Maar as ek menslik gesproke doen wat ek kan doen, is dit klaar. Dan moet ek in die Here se hande los. Hy moet my sekuriteit word. Die wanbalans tussen lewe en oorlewing. Baie keer ervaar ek dit in 'n studeerkamer situasie. Ek kyk terug oor my lewe en ek is spyt. Ek het die dam volgemaak en ek het hom volgemaak en ek hom volgemaak. Maar my vrou en kinders is nie meer deel van die dam nie. Ek het hulle verloor. Een van ons wêreld se grootste tech-maatskappye, se CEO, op daai tyd een van die rykste mans in die wêreld. Dis wat hy nagejaag het. Hy het alleen gesterf. En wat het hy gesê? Kyk na die laaste week van sy lewe wat opgeteken staan. My prioriteite was verkeerd. Die belangrikste dinge, mens en verhoudings. Hy het nooit uitspraak oor die Here gemaak nie. Dit het ek versaak. Ek leef met 'n toehand. 'n Toehand kan nie ontvang nie. 'n Toehand kan ook nie gee nie. Ek het 'n oop hand nodig. Saam met 'n toehand gaan selfsug, die myne stemmetjie, oogklappe verswaar kry. Ek kondisioneer myself, weer eens hierdie sosiale eksperimente, en dit sê iets van menswees. Laat iemand daar val, ten aanskou van almal, maar dis 'n boemelaar, vuil klere, het almal oogklappe. Niemand stop by hom nie. Maar laat iemand daar val met 'n aktetas en 'n netjiese pak klere. Almal kom help hom. Ons is baie selektief as dit kom by waar ons omgee, waar ons empatie betoon. Ons het ons eie definisies, ons eie oogklappe. Ons kram weg van rentmeesterskap. Wonde uit my opgroeijare.
My dinge raak ek gewoond en ek hou op om dit te waardeer. Ek vergeet dat dit die Here is wat my die vermoë gegee het dat alles uit die Vader se hand kom. En daar's gewoon net nie 'n gesonde balans in my lewe as ek oor hierdie dinge praat nie. Wat sê Jaco? Weer moes ek ontdek dat dit onnodige gewig selfs die mooiste uitsig belemmer. Om ligter te reis is 'n moeilike besluit, maar 'n nodige besluit, 'n besluit waar sonder die reis vorentoe al moeiliker, selfs onmoontlik sou raak. Dit is nodig om weer die waarde van klein wees en lig reis te herontdek. Ons moet ligter reis as ons wil hê, ons boodskap moet meer en swaarder weeg. Dis die vraag vanoggend waar ek en jy moet nadink. Gaan ek 'n wilsbesluit neem om te sê, Here, ek is hier, ek is reg. Ek wil oor bepaalde goed wil ek anders begin dink en doen. Maar dit vra 'n wilsbesluit. Jaco het gesê, goeie voornemens is blaas in die wind. 'n Wilsbesluit en doen en opdaag en weer doen en weer doen en weer doen. Dit vestig 'n nuwe gewoonte. Ook as dit gaan by die dinge wat ons vanoggend oor gepraat het. Dit wat ons gesê het, nodig is. Die toehand en die oop hand. Ek moet vir myself die vraag afvra, en ek moet die Here toelaat om in my lewe in te spreek. Hoe lyk my hande op die oomblik? Is dit toehande? Is dit oop hande? Om aan te sluit by hoe maklik dit is om iets te begin doen. Op die regterkant is maar net so 'n opsomming van wat Little Free Pantry is en hoe dit ontstaan het. En aan die linkerkant is daar in Suid-Afrika soortgelyke areas en plekke en mense wat die beginsel begin toepas het. En ek weet ons leef in uitsonderlike omstandighede en dit gaan waarskynlik nie, dit gaan nie werk. As ek vandag buite my huishoudkus sit met 'n notaatjie, vat net wat jy nodig het en bring asseblief wat jy nie gebruik nie. Maar daar's ander maniere. In Wilgespreid het ons reeds maniere. Ons het ons eie Little Free Pantry. Ons barmhartigheidsbediening het 'n stoorkamer vol kos. Broodnoodsaaklike kos om te oorleef. Waarmee kospakkies opgemaak word. Waarmee die wat kom sê ek het niks nie, voorgegee word. Ons kan begin om hulle hande sterker te maak. Dat hulle nie net 10 kospakkies 'n maand gee nie, maar 100. So kom ons begin 'n projek om te sê, dit wat ek in my kas het, wat ek nie kan gebruik nie nou nodig het nie, bring dit Sondag, dat almal dit kan sit in ons stoor. Ons gaan Woensdae uit, die broodjie projek. Ons kan weier dit ook doen, maar dan het ons die brood nodig. Kom ons begin dit gee. Ons klere projek. Kom ons ondersteun dit meer. Ons Dr. Havenga projek, waar ons elke week vir tussen 90 en 100 kinders wat nie kos het nie gee. Ons is op die punt om daardie projek te kanselleer. Want ons is net 13 selgroepe wat die hele jaar se kos moet voorsien. Ons het hande nodig. Ons het boeties en sissies nodig wat na vore kom en sê ek kan help. As ons genoeg hande het, is dit 1 keer 'n jaar, 1 donderdag, die hele groepie of 'n 3-huisgesinne of wat is, wat dan broodjies gee. Maar huidiglik moet die selgroepe wat daar is, dit 2 keer 'n jaar doen, en nog steeds is daar nie genoeg hande nie. Die arme kantoordames moet dit tussen 6 en 10 keer 'n jaar doen, wat hulle nie kan aangaan met hulle normale werk nie, wat die tafels vol brood lê, wat kaas gepak moet word, wat polony gepak moet word.
Ons het 'n little free pantry. Kom ons ondersteun dit. Kom ons stel die telefoon op. Kom ons sê, Stien, ons en 2 van ons pelle, ons 3 gesinne is in. 1 keer 'n jaar, 1 donderdag, sal ons verantwoordelikheid neem. En ons sal vir daai 100 kinders broodjies maak. Maar dan die beginsel. As ek 'n wilsbesluit neem, is dit 'n nuwe pad wat ek moet stap en waarmee ek moet volhou. Een van die voorbeelde in sy boek is die van Vader Maximus L. Antoni. Hy het sy ingenieursstudie slaag gemaak. En toe hy moes begin werk, het hy besef, dis nie hoe ek my lewe wil inrig nie. En hy het in die woestyn gestap vir dae, en toe hy die klooster sien, waar hy die res van sy lewe in eenvoud deurbring, het hy gesê, dis waar ek wil wees. En wat het hy gedoen? Hy het sy plakkies gevat, en hy het dit stukkend gesny. En toe daar vir hom gevra is, wat is die betekenis van die plakkies wat jy stukkend sny? Toe sê hy, ek wil nie in die versoeking kom om terug te loop deur die woestyn nie. Want in die woestyn kan jy nie kaalvoet loop nie, dit sal jou voete binne 5 minute vol blaase brand. So hy het gesê, hier is my plakkies, hulle is stukkend gesny. Ek is committed. Ek is hier om te bly. En so moet ek en jy ook iets vind, wat ons visueel kan sien, wat iewers lê, of dit in jou studeerkamer is, of waar ook al, wat jou herinner, jy het in hierdie reeks 'n besluit geneem, spesifiek oor die hantering van dit wat ons vandag op die tafel gesit het. En ek wil nie terugtree, ek wil nie weer verval in die ou manier hoe ek dit gedoen het nie. Ek wil opdag en opdag en opdag en dieselfde nuut begin doen. Nuut dink daaroor. Kom ons reflekteer, net waar ons sit. Kom ons vra vir die Here. Kom ons sê vir hom, ek kan en ek wil ligter reis. Ek maak vrede dat ek sekere dinge gaan agterlaat, anders doen. Ek hoor die stem wat sê, om te gee maak my gelukkiger as om te ontvang. En Jaco se woorde, skielik is dit moontlik vir almal om gelukkig te wees. In sy leefwêreld het hy dit ervaar, en dis wat hy leef en beleef. Skielik is almal in staat om gelukkiger te kan leef en gelukkig te wees. So ek gee jou 'n tydjie. Spandeer nou met die Here tyd en antwoord die vraag, kan jy, wil jy ligter reis? Ek gaan 'n tydjie stil gebed gee, dan gaan ek vir ons 'n gebed doen, en dan kan jy net so sit, hou die oë toe, ons musiekbediening wil julle graag bedien, met 'n lied, en mag daardie woorde ook vanoggend, woorde wees wat die Gees ook in my en jou lewe gebruik. Here, dis een van die moeilikste dinge, om te praat oor 'n onderwerp, wat ek al van kindsbeen af hoor, daaroor praat jy nie. Daar gaan jy nie. Los dit uit. Here, ons wil nie verder daaroor praat nie. Ons wil vra dat u Gees die praatwerk in ons harte sal verder vat. Reis met ons, Here, ook rondom hierdie onderwerp, in hierdie 40 dae. Neem ons na waar u wil hê ons moet wees. Amen.